ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke deel 145. Ek is professor Hannes Redlinghuis van Eerste Gemeente van Jafashua, Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, of spesifiek die een wat ek gesê het wat die derde boek is. Die eerste een was die Vasgevang in die Antichrist Systeem. Dan het ons 2 sleutels tot die boek van Openbaring. Derdes dan is dit Armageddon, die 4 pere wat so uit die vuur uit hardloop. Dit is 'n A4 boek, dik so by die 500 bladsye. Uiters belangrik, dis eindtydboeke. Die een soos puzzelstukkies, hulle pas aan mekaar, eintlik legkaartstukkies. En natuurlik net so vir die wis en die onwis, The 2 Keys to the Book of Revelation, waar die 2 sleutels tot die boek van Openbaring 460 bladsye is hierdie amper 800 bladsye A4, hy is in 2 boeke gebind, want jy kan nie met 3,5 kilogram boek op jou skoot sit en Bybelstudie doen nie. Dis sulke dik boeke. Dis ook baie belangrik, veral vir u wat Engels sprekend is, of as jy vir iemand 'n geskenk wil gee, wil saad saai in mense se lewens, jy kan nie verkeerd gaan nie. Woord sê, wat jy aan die geringste van my kinders doen, doen nie aan myself. Sou jy belangstel of 'n vraag het, kontak ons by ons WhatsApp nommer 0722 367 124. Gaan na my webtuiste https://jafashua.co.za. As dit dalk die eerste keer is dat u na die reeks kyk, is jy verskriklik welkom, baie welkom. Gaan na deel 1 toe, begin voor, want jy het reeds 'n magdom inligting gemis. Het is baie belangrik dat jy sal inteken, so die Engelsman sê subscribe, op YouTube kanaal, sodat jy die kennisgewings van die verskillende studies sal ontvang, as ook ons TikToks, wat uitgaan in Engels en Afrikaans. Stuur die kontak aan jou vriende en familie, is lewensbelangrik, skryf blok en pen is uiters belangrik. Kom ons bid saam. Vader Jaffa, vanmôre wil ons aan u al die lof en die eer gee, die prys en die aanbidding vir dit wat u vir ons doen, vir Jafashua se genade bloed wat ons gered het, en ons gereinig het van ons sondes en ons oortredinge. Baie dankie vanmôre dat ons deur die genadebloed van Jafashua dan in hierdie oggend Jafiste genoem kan word. Wedergebore uit water en die Ruach HaKodesh. Salf u woord, maak dit lewend in ons midde. Word verheerlik vanmôre. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam. Die naam Jafashua. Volk van Jaffa sê halleluja. Halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Mag vanoggend se studielesing vir u 'n wonderlike geleentheid wees. Ons is besig met die boek Spreuke, hoofstuk 12. Ons is by vers 5. Nou bly die woord terugkom. Nou bly koning Salomo bly skryf oor dieselfde onderwerp. Hy sê die gedagte van die regverdiges. Die gedagtes van die regverdiges. Gunsgenote. Wat vanmôre is ons nog? Ons is vanmôre baie spesiaal vir Vader Jaffa en Jafashua. Die gedagte van die regverdiges. Want hy praat nie van 'n regverdige nie. Hy praat half in 'n groepvorm van die regverdiges, meervoud. Die gedagte van die regverdiges is wat reg is. So wanneer ek tussen ander mense is, moet dit wees asof ek tussen regverdiges is, waar ek my lig kan laat skyn, waar ek nie doen wat die goddeloses doen nie.
Dis hoekom hy die term regverdig gis en nie regverdige nie. Want hy sê ook die gedagtes, hy sê nie gedagte nie. Want my gedagte word gedagtes deurdat dit vermenigvuldig deur die loop van die dag. So sien net wat ek nou vanmôre dink nie. Dis wat dink ek by 12 uur? Wat dink ek by 3 uur? Wat dink ek by 6 uur of 6:30 wanneer ek huis toe ry? My gedagtes. Maar prof, dis onmoontlik om die hele dag net in een gedagte vashou. Nee, dit is nie wat dit is nie. Maar die globale besit van my gedagtes moet als in dieselfde vrug van die Ruach HaKodesh funksioneer. Korinte 12, Korinte 14, 1 Korinte 12, 1 Korinte 14. Dit wat my gedagtes rondom funksioneer, moet dieselfde goed wees. Ek kan mos nie in die salwing van die Ruach sit en die krag van die Ruach ervaar. En 'n halfuur later sit ek op 'n laptop met porno voor my nie. En nou, koppie. Kom aan. Kom aan. Dit wat ek sê, is wat ek is. Moet dit wees wat ek leef, wat ek is. Ek wonder wat gebeur as Jaffa aan die deur klop. En hy sê, hoor hierso, kan ek bietjie na jou laptop kyk? Wat is daar? Waarvoor word jou laptop gebruik? En ek praat van die dames ook hierso. Daar's baie keer van hulle wat net so bad news is. Skielik gaan die ore rooi en jy sien, die Ruach weet alles. En dis hoekom hy sê die gedagtes. As ek nou vanmôre in hierdie Bybelstudie sit, dan moet my gedagtes deur die loop van die dag, die vrug wat ek ontvang het in die Gees, deur die Ruach HaKodesh. Dis die vrug wat ek wil uitlewe vir die res van die dag. Onthou wat ek gesê, die pastoor, toe hy besig om te kap, en hy kap mis met die hamer, en hy slas sy duim raak. Toe gryp hy hom net so, en hy skree, seëninge, seëninge. Is dit wat uitkom? Of is dit piep, 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 poep, poep, piep, poep, poep, poep. Verstaan nie wat ek sê? Die gedagtes van die regverdiges is wat reg is. Reg is in die oë van Jaffa, ons Elohim. Wat reg is in die oë van my man en my vrou. Die gedagtes van die regverdiges is dit wat my mense wat vir my werk van my dink. En hulle, ek is 'n onregverdige slawedrywer, 'n besteeler. Of kan ek sê dat dit koppel aan die slim planne van die goddelose is bedrog. Nou gaan ek weer 'n Engelse terme gebruik. Ek weet ek het maandag nogal redelik Engelse termes gebruik. Die slim planne van die goddelose, van die schemers, die ouens wat otherwise is wat? Ek sê dit nie.
Die woord sê, is bedrog. En waar bedrog by is dit nie 'n goeie ding nie. Dit kan nie 'n goeie ding wees nie. Nou weet jy, dit kan ook 'n geestelike bedrog wees. Waar ek geestelik bedrog pleeg, nou moet jy jou seatbelt vasmaak. Bedrog pleeg deur vir myself te lieg. Dit is een van die grootste foute wat 'n man en 'n vrou kan doen, is om vir homself te lieg. Of vir haarself te lieg. Een van die eienskappe van die vrugte van die Ruach HaKodesh is eerlikheid. Eerlikheid teenoor ander met wie ek deel in hierdie dag. Maar eerlikheid teenoor myself. Wat ek in my sielsdimensie toelaat. Wat ek in my sielsdimensie vertroetel en koester. En dis hoekom die woord sê, weerstaan die Satan en hy sal van jou af wegvlug. En as hy terugkom, dan weerstaan jy hom weer. Bestraf hom in die naam van Jahweh. En hy sal van jou af wegvlug. Maar as ek hom soos 'n klein skoothooietjie op my skoot sit en ek wil hom sit en paai en pet en vertroetel, hy gaan nie gepad nie. Hy gaan daar wees. En net toe dink jy pet en paai hom nog, dan byt hy jou hand. Ja. Die slim planne van die goddeloses is bedrog. En die grootste fout wat ek en u kan doen, is om teenoor onsself bedrog te pleeg. En dan wil ek sê, teenoor die Ruach HaKodesh bedrog te pleeg. Weet jy hoekom? Want die woord sê, hy weet alles. Want die Bybel sê, hy leer en lei ons in alle reg en in alle waarheid. En as daar goed is wat obstakels is, hindernisse, dis 'n mooi woord dan nie, hindernisse is, dat ek geestelik kan funksioneer, dan is die Ruach HaKodesh die eerste een wat dit weet. Hoekom? Want dit is soos 'n beaver, jy ken mos hierdie beavers, hulle dra takke aan. 'n Paar beavers kan 'n hele stroom water stol, dat die water nie kan vloei nie. Hulle bring net takke in, en hulle bou 'n muur van takke en stokkies en goed. En dit blokkeer die watervloei vir die ouens onder toe om die regte hoeveelheid water te kry. En ons moet oppas vir die goed wat in ons lewe is, wat soos beavers obstacles bou, 'n muur bou, dat ek nie kan deurbid nie, dat ek nie in 'n verhouding met Jahwe kan wees nie. Ag, baie keer is ons nie so nodig om so te gaan, ons moet net tot hier kom. Net hierso. Dit vat 'n man en 'n vrou, wat in 'n verhouding met Jahwe staan, wat sê dat ek het 'n fout gemaak. Laat toe dat die Ruach ons ondersoek. En dis hoekom jy sien, ek gooi dit nie na u toe en sê, jou ondersoek, ons. Ons vernaam, wie sê, ons is Jahwiste. Want ek is 'n Jahwis, ek is 'n volbloed Jahwis. As jy my so sny, dan sien jy loop die vis. Genade bloed, halleluja. Dis hoekom dit belangrik is, wat die woord sê, pas op, jy wat dink dat jy staan, dat jy nie alreeds geval het nie. Hoekom? Want ons kan baie maklik in 'n
selfvoldane, selfregverdige posisie kom, waar ons deur dit wat ons aanhoudend doen, voel ons is onaantastbaar. Dit is net so. Dis juist die gevaarlike situasie wat ons kan in verkeer, waar die duiwel vir ons kan in katrol en ons inbring. En soos 'n spinnekop as hy mooitjie in daai web invlieg, net so dat hom toegespin. En dan as jy breakfast, nie breakfast met Prof Hannes nie, die duiwel gaan met jou breakfast hê. Ons, en ek praat van my ook, ons moet waak teen hierdie goed, wat onsienlik insluip. En weet jy wanneer is dit die mees gevaarlikste tyd? Is wanneer jy dink alles vloei net so. My pa het altyd gesê, as daar nie 'n kabbeltjie op die water is, as die water so spieelglad is, dan moet jy kyk, iets is verkeerd. Hy het dit altyd gesê. Nie dat daar stryd en probleme moet wees nie. Maar as dit net, hy het altyd die woord gebruik, plain sailing is. Die bootjie maak is so. Of hy maak nie so nie, hy lê net stil, hy kan nêrens gaan nie. Daar's nie 'n windjie wat hom kan dryf nie. En ons moet vanmôre dan die Ruach HaKodesh, Jahwe dank vir die Ruach HaKodesh, wat in ons woon, wat ons oor al hierdie verskillende goed attent kan maak. En nie net attent kan maak nie, maar dat ons op die plek kan kom, waar ons minstens na Jahwe toe kan gaan, en sê, Vader, in die naam van Jahwe, deur sy genadebloed, neem dit uit my lewe uit. Die woord sê, hy is getrou en regverdig, om al ons sondes te vergewe. Hy sê al, was jou sondes soos skarlaken, dit se wit word soos wol, al was dit rooi soos purper, dit word soos sneeu. Hy sê, hy vat ons sonde kleed, en hy werp dit in die diepste van die see, en hy dink nooit weer daaraan nie. Dit wat onder die bloed is, kom ons hou dit onder die bloed van Jahwe. Nou ja, die naweek lê voor ons, en ek wil hê dat u moet die naweek ook gebruik, om wat te doen? Om 'n getuie te wees, om 'n lig te wees, vars brood, vars water, en vars sout, in 'n verlore wêreld. Vat hierdie hoofstuk, Spreuke 12 verder, gaan doen 'n bietjie huiswerk. En as die Vader Jahwe se wil is, kom ons kom maandag by mekaar met afwagting, om te hoor wat die Ruach vir ons wil sê, in die mooiste naam, die naam bo elke ander naam, die naam Jahwe, halleluja.